Hallo Stefan, baie dankie dat jy bereid is om met ons te gesels op jou plaas Beskuitfontein in die Middelburg omgewing. Dankie Erika, baie lekker om julle hier te hê. OVK is altyd welkom. Jy is derde geslag boer wat die leisels in 2015 by jou pa oorgeneem het en boer met Merino en Bonsmara. Jy is ook in 2017 aangewys as Agri Oos-Kaap se jong boer van die jaar. Is hierdie back and close seer pandemie die ergste wat jy al ervaar het? Erika, ons is gelukkig nog back and claw vry, so op hierdie oomblik is dit nie vir ons 'n ramp nie. Brande in 2019 en slengtaalkoors in 2010 met 'n tekort aan enstof was vir ons groter rampe. Daar is geen bevestigde gevalle in jou gebied nie en is dus nie 'n DMA-area verklaar nie. Watter bewegingsbeheer en kwarantynemaatreëls is van toepassing op jou diere? Erika, daar is bevestigde gevalle in ons groter munisipaliteit, Chris Hani, en ons plaaslike munisipaliteit, Middelburg en Kraddock gelukkig nog geen, maar ons het in elk geval alle inkoop van diere gestaak en as gevolg daarvan het ons geen kwarantynemaatreëls nodig op hierdie stadium nie. Die skape word nie eintlik deur die back and clow seer geaffekteer nie. Hanteer jy jou beeskudde anders as jou skape? Erika, nee. Die virus is 'n vinnig muterende virus. So net omdat skaap nie op hierdie oomblik geaffekteer word nie, beteken nie dat dit nie in die toekoms so gaan wees nie. So ons hanteer al ons diere presies dieselfde. Word jou kontantvloei deur die voorgeskrewe maatreëls beïnvloed? Ja, op hierdie oomblik minimaal omdat ons nog back and claw vry is, maar elke sent maak seer. Biosekuriteit is uiters belangrik om verspreiding te beperk. Watter maatreëls het jy ingestel om jou diere te beskerm? So ons het 'n voertuigbad gemaak waardeur alle voertuie wat die plaas inkom moet deurry. En dan het ons ontsmet maatjies wat alle gaste en personeel oggend en aand moet intrap. En dan het ons personeel ook 'n ekstra stel beskermende klere wat hulle na hulle in die dorp was moet aantrek om 'n nuwe week in te gaan. Beïnvloed hierdie biosekuriteit maatreëls die algemene bestuur van die plaas? Op hierdie stadium nee. Ons het jare gelede besluit om 'n sekuriteitshek by ons hoofaangang te sit, so geen toegang tot die plaas sonder 'n afspraak nie. Enstowwe is besig om die land binne te kom en uitgerol te word na brandpunte. Verwag jy enstof in die nabye toekoms? Op hierdie oomblik is die nabye toekoms 'n bewegende teiken as gevolg van die politiek in ons departemente, maar as gevolg van die goeie werk wat deur ons boereorganisasies gedoen word, is dit baie nader as einde laas jaar. So ja, hopelik in die nabye toekoms. Hoe gereeld word jou diere geïnspekteer en is dit dieselfde skedule vir skape en vir beeste? Ja, dis dieselfde, minimum van 2 keer 'n week en al ons personeel weet wat die simptome is van back and claw. Dit is nie die back and claw seer wat die beeste se dood veroorsaak nie, maar weens 'n verswakte immuunstelsel en siektes soos rooiwater en galsiekte. Ent jy jou skape en beeste teen hierdie siektes in? Erika, ons ent al ons diere teen al die siektes wat permanent in ons area teenwoordig is en enige ander siekte soos nodig. Gemeenskapsdiere speel 'n groot rol deur middel van onbeperkte beweging en plaaswerkers wat met hulle in kontak kom. Jy is naby aan die dorp en wat dink jy kan gedoen word om die verspreiding van die siekte te beperk? Erika, dit is eintlik 'n redelik eenvoudige oplossing. Die implementering is bietjie moeilik. So eerstens is dit wetlik verplig vir die munisipaliteit om alle boere en meendiere op 'n register te hê. Daar is 'n lidstelsel wat hulle kan gebruik om dit te doen. Die skit moet werk. SAPS moet saamwerk en ons as gemeenskappe moet die mense verantwoordelik hou. In jou opinie, hoe groot is die skade van hierdie pandemie en die wyse waarop dit hanteer word op rooi vleisprodusente? Erika, in my opinie, massief. So die Humansdorp uitbraak in 2024 was die boere wat die siekte gekry het, se gemiddelde skade R7 miljoen en die boere wat in die area was wat voorkomend geënt het, was R1 miljoen. Ons almal as boere en as land ly ongelooflike reputasieskade en die uitbreiding en ontginning van nuwe markte is jare agter. Wat sou jy sê is die oplossing om die aanslag van back and claw seer op die veebedryf af te weer? Ek dink ons moet ons status verander na back and claw met inenting en dan is 'n werkende onderste poort en 'n veeartsenydiens van uiterste belang.
Volgens die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid is daar tans 31.824 beeste en 33 skape wat positief getoets is. En hierdie syfer verander daagliks. Ons is dankbaar dat dit nog nie versprei het in julle omgewing nie en wens julle alle sterkte toe in die bestryding van hierdie Berkeliklauseer pandemie. Erika, baie dankie aan OVK vir die veldtog wat julle loods en die rol wat julle speel. Baie dankie dat julle my maatjies getrap het en baie sterkte aan alle boere wat Berkeliklou op hulle plaas het.